Goeiedag en baie welkom by sessie 8 van module 2. In hierdie sessie wil ons bietjie 'n paar gedagtes wissel oor wat presies bedoel ons met sonde. Wat is sonde? Nou ek weet, ek het dit al dikwels gesê dat die wese van die sonde daarin bestaan dat die mens kies om vir hom of haarself te leef en nie te leef as verteenwoordiger van God nie. Maar ek wil hier bietjie meer praat ook oor sondige gedrag en dit wat ons rondom ons beleef van dag tot dag. Nou sommer net so 'n paar gedagtes oor hoe ons ook dikwels optree as God se verteenwoordigers. Jy weet, ek kom dit dikwels teë dat mense rondom sekere gedragspatrone wat hulle rondom hulle waarneem, baie verantwoordelik voel om ander mense aan te spreek oor daai gedrag. Veral byvoorbeeld as dit kom by sê nou maar die uitelike gebruik van die naam van die Here. En dat mense dan voel dat hulle moet daai persoon aanspreek omdat dit verkeerd is, dit is sonde. En dat hulle medeverantwoordelik is as hulle dit nie aanspreek nie. Nou daar's ook mense wat rondom ander goeders, byvoorbeeld dink dat dit sonde is of dat sonde is as mense so optree, en dan dikwels vir ander mense wil help om minder sondig te lewe. Nou die vraag is natuurlik, as daai persone dan nou die paar goedjies verander wat jy dink verkeerd is en dit nie meer doen nie, is hulle dan kinders van God? Is hulle lewens dan verander? Verstaan hulle dan wat dit is om te leef as verteenwoordigers van God? Of gaan hulle maar nog altyd net leef as verteenwoordigers van hulle self, maar net op 'n meer ordentlike manier? Ek dink jy hoor wat ek sê, mens raak nie 'n beter mens deur sekere sondetjies uit jou lewe uit te sny nie. Sonde omvat baie meer as dit. In die Bybel word sonde op verskillende maniere beskryf. Ek noem hulle hier in die boekie. Dit word onder andere beskryf as ongeloof en afvalligheid. Met ander woorde, om nie te glo in God en wie hy is nie. En om afvallig te raak van God en die doel waarvoor jy geskep is om te leef. Dit word ook baie dikwels beskryf as huweliksontrou, vergelyk met huweliksontrou. Veral deur Hosea en Jeremia en die profete, waar die profete sê, maar Israel is soos 'n bruid wat ontrou geraak het aan haar werklike eggenoot. So dit gaan daar oor 'n groter lojaliteit aan ander sogenaamde gode as aan God self. Dit word beskryf as verbondsbreuk. God het gesê, ek wil vir julle God wees en julle moet my gehoorsame kinders wees. Maar nou is mense nie meer sy gehoorsame kinders nie. Hulle is baie meer gehoorsaam aan ander gode, ander lojaliteite wat hoër is as die van God. En dit word ook selfs beskryf as rebellie en opstand teen God. Wanneer mense ontnigter raak met God soos wat hulle hom ervaar en dan eintlik opstandig raak teen hom. Nou nog iets wat belangrik is om te verstaan oor sonde soos wat dit nou na vore gekom het en in die woord beskryf word, is dat dit eintlik sinloos is. Dit kan nie regtig verklaar word nie. Volgens die verhaal van die Bybel het daar 'n versoeking na die mens toe gekom terwyl die mens alles gehad het wat hy nodig gehad het, hulle nodig gehad het. En tog wou hulle nie glo wat God vir hulle gesê het nie en het hulle gekies om ongehoorsaam aan God te word en eerder soos God te probeer wees deur vir hulle self te lewe. Nou net die feit dat hulle dit gedoen het, is totaal en al onverklaarbaar. Dit is sinloos. Hoekom sal mense dit so iets doen? Dit maak net nie sin nie. Hoekom sal 'n mens so 'n keuse maak as jy reeds alles het? Natuurlik het hulle 'n leuen geglo en hulle vertroue weggedraai van God af, maar ook dit is onverklaarbaar. Jy sien, as jy 'n goeie rede kan vind waarom 'n mens byvoorbeeld so 'n keuse sou maak, dan is hy nie meer skuldig nie. Dan is dit verklaarbaar, dan is dit verstaanbaar. Maar hierdie optrede is nie verklaarbaar nie, dit is nie verstaanbaar nie en daarom word dit sonde genoem. Dit is dieselfde byvoorbeeld as iemand in die hof verskyn, aangekla word, van iets beskuldig word, maar daai persoon kan baie goeie redes aantoon waarom hy of sy so opgetree het. Dan is daar versagtende omstandighede. Maar met sonde is daar nooit versagtende omstandighede nie, want dit is opstandigheid, dit is rebellie, dit is om teen God in te gaan doelbewus. En daarom is dit ook belangrik om te verstaan dat sonde nie wegredeneer kan word of wegverklaar kan word nie. Daar's net een manier hoe mens van sonde ontslae kan raak, en dit is deur
dit te bely en vergifnis te vra. En dit sê die Bybel baie duidelik vir ons. As ons na God toe kom en bely wat ons verkeerd gedoen het, dan vergewe ons. Hy verwyder dit so ver as wat die ooste is van die weste. En die bloed van Jesus reinig van alle sonde. Dan is dit totaal en al mee afgehandel. Maar nie deur dit te probeer verklaar of te verduidelik nie. Want as 'n mens dit nie na God toe bring en vergifnis daarvoor vra nie, dan word dit soos 'n mag wat jou lewe begin oorheers. Wat jou op baie maniere vasbind en vasmaak. Wat eintlik al jou vryheid wegneem. Die vryheid wat God bedoel het dat jy moet hê om keuses te kan maak vir hom, vir liefde, vir die goeie. Raak jy al hoe meer verstrengel in 'n lewe waar dit gaan oor jouself en selfbeskerming en keuses maak wat jouself en ander mense na aan jou eintlik baie kan seermaak. En daarom het sonde ook 'n baie groot invloed op al ons verhoudinge. Die verhouding met God, die verhouding met mense rondom ons, die mense naby aan ons. Dit bederf alles. En dit is verskriklik moeilik, jy kan maar mooi daaroor gaan dink. Ek het iewers byvoorbeeld gelees dat as jy wil weet hoe is jou verhouding met God, dan kan jy maar net dink aan hoe is jou verhouding met die mens op aarde met wie jy die swakste oor die weg kom. En dit is 'n weerspieëling van jou verhouding met God. Nou, hier gaan dit doodgewoon daaroor dat die Bybel van ons sê, as jy jou naaste wat jy kan sien, nie kan lief hê nie. Hoe kan jy vir God lief hê wat jy nie kan sien nie? En die hele gedagte van om jou God bo alles lief te hê en jou naaste soos jouself. Elke keer word die naaste daarbey betrek. Dit gaan daaroor, as jy werklik voor God leef in 'n verhouding van liefde waar jy weet jy's vergewe, dan vloei daai vergifnis ook na mense rondom jou. Dan herstel dit alle verhoudinge. Maar as jy weier om verhoudinge te laat herstel, as jy vashou aan haat en die verlange om te vergeld en om mense terug te kry, dan het dit 'n geweldige groot impak ook op jou verhouding met God. Dis dan net baie moeilik om 'n oop verhouding met God te hê waar jy weet jy's welkom, jy's vergewe, jy's nuut gemaak, want dis hierdie ding wat aan mekaar tussen jou en God gaan inskuif. En daarom word dit baie aangespreek in die Bybel. Jesus self wat sê, as jy jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, gaan maak eers reg, kom dan terug. Want God wil nie hê daar moet iets tussen hom en ons staan nie. Jy sal dalk alreeds weet en baie keer agterkom dat die stryd teen sondige gedragspatrone en dinge is baie keer in jou denke. Dis hoe jy dink. Dit is wat jy in jou kop toelaat. Wat jy toelaat om daar te broei. En dis hoekom Spreuke 4 sê, wees versigtig wat met in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. En verskeie plekke in die Nuwe Testament word dit aangespreek. Dat ons moet leer om die dinge wat daarbo is te bedink, nie die dinge wat op die aarde is nie. Dit gaan weer daarop dat ons gedagtes, ons denke, moet voed met die waarhede van die woord en van God. Dit is nie toelaat dat hierdie alledaagse gekonkel en agterafpratery en kritiek en wat ook al om ons aan die gang is, ons denke oorneem nie. Want dan word ons op die eind maar weer vasgemaal in daardie maalkolk van gedagtes wat net onheil uitbroei. So ek noem hier ook verskillende skrifgedeeltes in die sessie. Kyk mooi daarna, bedink dit, hoor wat dit vir jou sê. Dit kom alles daarop neer en ons gaan na hierdie vers toe nog baie keer terugkom. Dat Paulus in Romeine 12 vers 1 en 2 sê, dat ons moet toelaat dat God ons denke vernuwe, sodat ons kan verstaan wat die goeie en die welgevallige en volmaakte wil van God is. So ons denke is baie diep geraak deur leuns, deur onwaarhede, deur sondige maniere van dink, wat alles draai om myself. En dit moet vernuwe word. Dit word alleenlik vernuwe as ek dit dag vir dag voortdurend blootstel aan die waarheid van die woord, aan God se waarheid. As ek voortdurend hierdie gedagtes en hierdie waarhede waarmee ons besig is in module 2 herbesoek en bedink. Ek is vergewe, ek is 'n heilige, ek is afgesonder om vir God te leef as sy verteenwoordiger.
Hoe doen ek dit? Hoe leef ek vanuit hom as bron? Hoe laat ek toe dat die liefde my lewe definieer, die liefde van God, en nie my ego nie? En dan iets wat nogal dikwels gebeur met mense, is dat, dan kan dit gebeur dat daar op 'n dag weer 'n groot toets kom, 'n groot ding gebeur wat jou net laat totaal en al misluk en weer laat val en terugval in ou patrone. En as dit nou meer as een keer gebeur, dan kom party mense op 'n punt wat hulle sê, ag nee wat, ek maak dit nie, ek sal dit nooit regkry nie. En dan voel hulle so skuldig, hulle voel hulle is dit nie werd om terug te gaan na God toe nou weer nie, want ek meen, hoe gaan God nou oor my dink en voel nadat ek al soveel keer weer misluk het, nadat ek dit alles weet, hoe kon ek nou weer so ver terugval? Sien, daai gedagtes kom nie van God af nie. Dis nie die oortuiging van die Heilige Gees nie. Dis die teenstander wat jou aankla, wat jou so wil laat voel. Hy wil jou sleg laat voel soos 'n wurm, sodat jy nie teruggaan na God toe nie. Nee, wanneer die Gees van God in ons werk en ons bewus word van sondige gedrag, dan is dit maklik om terug te gaan na God toe. Dan moet niks jou keer om terug te gaan na die oop arms van die Vader nie. Dan kan jy maar na hom toe terug hardloop, voor hom neerval, toelaat dat hy jou weer optel, weer herinner aan vergifnis, aan liefde, aan aanvaarding. Want dit is net deur daardie tipe ervarings van oor en oor maar weer opstaan en weer teruggaan, dat ons leer om werklik vanuit hom as bron te leef, en al meer die genade ontvang om die ego af te sterf, en te leef as mense wat vrygekoop is van die mag van die sonde. Baie dankie dat jy weer saam geluister het.